Amen. Goeienaand broers en susters. Ons groet julle vanaand in die naam van ons Here Jesus Christus. Dis daai onveranderende naam, die naam wat ons vanaand kan loof en prys vir dit wat hy vir ons doen, vir alles wat hy vir ons gee. En ons wil net vir die Here sê baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons het om sy evangelie te kan verkondig. Binne seisoen, buite seisoen. Dit maak nie saak wat gebeur nie, wat maak nie saak wie ons is nie. Ons wil net vir die Here sê dankie vanaand dat hy ons nog 'n geleentheid gegee het. So waar ook al jy is, waar ook al jy jouself te vind kry, wil ons julle net groet in daai wonderlike naam. En ons hoop dit gaan goed met julle families, met julle kinders, met julle mans, met julle vrouens, wat ook al jou huidige omstandighede is. En ons glo dit vanaand se diens net weer eens vir julle 'n baie groot seëning sal wees. Broer Donald is in Uganda en hy het my gevra om die diens in te staan vanaand, so dis my groot voorreg. So as ons net ons Bybels kan vat en lees uit Lukas vers 18 en ons gaan van hoofstuk 18 en vers 18 af lees. My titel vir vanaand is Kom, volg my. En vir die van julle wat Bybelstudeerders is, julle sal sien presies waarvan af hierdie spesifieke skrifgelesing vanaf kom en waar my titel vanaf kom. So as jy jou Bybel by jou het, kan jy net na Lukas vers 18 van hoofstuk 18 na toe gaan. Hoofstuk 18 vers 18. Die skrif sê, en 'n sekere owerste vra hom en sê, Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus antwoord hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, en eer jou vader en jou moeder. En hy sê, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. En toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom, nog een ding ontbreek jou. Verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier en volg my. Toe hy dit hoor, het hy diep bedroefd geword, want hy was baie ryk. En toe Jesus sien dat hy diep bedroefd geword het, sê hy, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. Want het is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Daarom sê die wat gehoor het, wie kan dan gered word? Maar hy antwoord, die dinge wat by mense onmoontlik is by God moontlik. Toe sê Petrus, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. En hy sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of ouer of broer of vrou of kinder verlaat het ter wille van die koninkryk van God, wat nie baie maal soveel in hierdie tyd sal ontvang nie, en in die ewige lewe in die eeue wat kom. So dit is wat ons vanaand wil graag lees, net as 'n fondasie vir ons skrif. Kan ons asseblief ons hoofde buig en net saam bid vanaand voordat ons in ons diens ingaan. Ons almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons gee net vir al die loof en die prys, die eer en die aanbidding. Here, ons wil vir U dankie sê vir U liefde en die genade in ons lewens en dit wat ons self mee kan bevind in hierdie uur. Here, wil ons net vir U sê baie dankie. Dankie, Here, vir die woord wat U vir ons gegee het. Dankie dat U vir ons gesterf het op die kruis, Here, van Golgotha. Dankie dat U self gegee het, Here, sodat ons vanaand kan staan, Here. En vanaand het ons 'n klein diens wat ons net aan die mense wil voorlê. Kom, volg my. Here, dit was U woorde gewees, Here, aan die jong ryk man, kom, volg my. Verkoop alles wat jy het en volg my. Here, en vanaand wil ons net weer eens onsself in daai selfde posisie sit, Here, en net vir U vra, Here, wees ons asseblief genadig, Here, en laat ons toe, Here, om vanaand na U woord te kan luister en te kan sien waar ons tekort kom in ons eie lewens. En so, Vader, Here, mag aan die einde van die diens ons self wil uitroep, Here, ons is reg om U te volg. Vader, wees asseblief met ons, behoed en bewaar ons, Here, lei ons met U stok en U staf. Here, vra ons dat U ons sal lei. Ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Dankie broers en susters. Soos ek gesê het, vanaand wil ons net 'n klein fondasie lê oor hierdie wonderlike brief wat Lukas skryf en hy maak dit redelik duidelik hier en hy sê dat die armes
Jy weet, daar was 'n verdeling onder die ander armes en hy vra vir die jongman dat hy moet alles wat hy het, alles wat ryk is, alles wat hy, al die goed wat hy besit het, moet hy verkoop en hy moet dit verdeel onder die armes en hy sal 'n skat in die hemel hê. En dan is daar 'n uitroeping, daar's 'n uitnodiging van Christus af wat sê kom en dan volg jy my. Nou, dit is baie hartseer vanaand, broers en susters, dat ons kan sien dat die wêreld is besig om 'n sekere pad te gaan. Die wêreld is besig om in elk geval eintlik maar heeltemal uitmekaar uit te skeer. Maar dit is nog steeds 'n baie laat uur en Christus vra nog steeds vir sy mense om hom te volg en ek dink dit is 'n baie groot voorreg vir ons vanaand. Inteendeel, ek dink dit is 'n baie groot voorreg vir ons om nog steeds op so 'n laat uur nog steeds aan te kan roep aan die Here en hy sê nog steeds vir die wat reg is vir hom om te volg, dat hulle is welkom om te volg. En so vanaand sien ons ook dat hy sê in vers 23, toe hy dit hoor, het hy diep bedroefd geword, want hy was baie ryk gewees. Nou, baie kere sal mense omdraai en sê, jy weet, die skrif sê dat 'n ryk man is nie maklik vir 'n ryk man om in die hemel te kom nie, en jy weet, ons kan miskien so 'n bietjie daaroor lag, en ons kan miskien iemand bietjie spot daaroor, veral as die persoon 'n klein bietjie geld het, en bietjie status het, en so aan, maar ek wil net sê dat die rykdom wat hiervan gepraat word, is nie noodwendig 'n geldelike rykdom nie, dit is 'n rykdom van verskillende dinge, rykdom van die wêreld, rykdom van die beroemdheid wat jy het, die rykdom van die dinge wat jy nie kan laat gaan nie, al is dit nou nie noodwendig in die geestelike nie, maar definitief so dan in die natuurlike, want die skrif sê hy was baie ryk geweest, en toe Jesus sien dat hy diep bedroefd geword het, het hy gesê, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. So hier kan ons sien dat hy nie noodwendig gepraat het van geld as die rykdom nie. Dit was nie 'n fisiese geldeenheid gewees waarvan hy gepraat het nie, maar hy sê goed besit. En ons kan sien deur die loop van ons bediening dat jy weet wanneer mense dinge besit en hulle kleef die Here aan, dan is daar sekere dinge in hulle lewe wat net nie meer vir hulle saak maak nie. Daar's sekere goed in hulle lewe wat hulle dan besig is om af van te skei. Jy sal sommer sien wanneer iemand 'n Christen is, hy raak soveel vinniger ontslaaf van dinge in sy lewe, maar wanneer 'n man dinge besit, kom hy ook op so 'n punt wat hy dan ook nie meer God besit nie. En ek wil vir julle sê vanaand dat die dinge wat hiervan gepraat word, wat hy sê, want hy het baie, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. So, jy weet, die dinge wat ons het rondom ons, is nie altyd van monetêre waarde nie, en jy weet, jou glashuis waarin jy bly, wat mense met klippe kan gooi, en 'n baie duursame kar, en daai dinge is baie belangrik, maar ons moet ook besef dat God wil ons hê, hy wil 'n mens hê wat heeltemal homself kan by sy voete neerlê en homself heeltemal oorgee aan die Here. En nou sien ons dat die skrif sê hierso, want dit is makliker in vers 25, want dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Daarom sê die wat dit gehoor het, wie kan dan gered word? Want nou in ons geestesoog probeer ons kyk, hoe kan 'n kameel deur die oog van 'n naald gaan? Nou, streng gesproke en natuurlik gesproke is dit heeltemal onmoontlik, maar wanneer ons kyk en ons gaan bestudeer hierdie skrif, sal ons baie vinnig uitvind dat dit was in die tyd van Jerusalem by die ingang van die kasteel was daar 'n naald, hulle het dit 'n naald genoem. En dit was 'n klein deur gewees wat aan die kant was, wat eintlik alleeniglik daar was vir voetgangers. Net voetgangers kon daar deur gegaan het. Diere kon nie daar deur gegaan het nie. Jy kon nie jou offerandes daar deur gevat het nie. Dit was die hoofhek gewees, en dan was daar wat hulle genoem het die naald aan die kant. En so wanneer die skrif na iets verwys, dan moet ons nie altyd dit letterlik opvat dat dit ons onmoontlik vir 'n ryk man om in die koninkryk van die Here in te gaan, soos wat 'n fisiese kameel, soos 'n kameel wat ons ken, deur die oog van 'n naald gaan nie, maar dit is 'n beskrywing vanuit 'n westerlike boek of 'n oostelike boek wat geskryf is vir 'n westerlike mense. En so ons moet probeer dink, en wat is dit wat Lukas hier probeer sê wanneer hy dit skryf? Want hy sê dit is dan onmoontlik vir 'n kameel om deur daai ingang te gaan.
net so onmoontlik is dit vir hom om deur daai ingang te gaan, so onmoontlik is dit dan vir 'n ryk man om, wanneer hy nie alles oorhandig aan God nie, in die koninkryk van God in te kom. So, nou maak dit amper vir mens meer sin, en eintlik is daar nou 'n baie groter uitspraak van hoe moeilik dit is om in die koninkryk in te kom, want nou besef ons dat as dit dan 'n ingang was, reg langs die hoofingang na die kasteel toe, of na die paleis toe, en dit was 'n groot plek geweest waar 'n mens kon deurgegaan het, wel, nou maak dit eintlik baie meer sin, want as 'n kameel nie eers daar kon deurgaan nie, wat nog van 'n fisiese naald en garing naald, jy weet, hoe sou 'n kameel dan daar deur kon gekom het? So, ons moet altyd onsself berus, broers en susters, en altyd waak, en altyd, weet, ons beste probeer om voor die Here te staan en te sê, Here, hierdie is wat ek wil doen, dit is my hartbegeertes, en ek is reg om U te volg, en ek wil regtig julle vermaan vanaand, broers en susters, om vir julle te sê, dit is nie net broer De Wet wat vra, kom, volg my nie, dit is Christus wat vra, kom, volg my. En dit is 'n baie groot verskil, want as ons kyk na Matteus 10, die hoofstuk van Matteus 10, sien ons dat dit is dieselfde hoofstuk waar Christus dan nou ook begin om sy eerste disippels te roep, en vir hulle te begin te sê, kom volg my, kom volg my, kom volg my. En hy het nooit enigiets anders regtig vir hulle gesê as kom volg my nie. En as ons kyk na die manier hoe hulle dinge net gelos het, dit was amper 'n baie, jy weet, mense kan amper sê die disippels was helde geweest. Want as jy kan dink dat, jy weet, 'n skip, 'n klein skipietjie wat gebruik was om vis te vang, en nette en dinge om vis te vang, het hulle ewe skielik net daar gelos. Dit was heeltemal 'n totale, soos die Engelsman sal sê, 'n reckless abandonment. Wat hulle goed daar gelos het, en hulle het gesê, weet jy wat, ek gaan Christus volg. En dit is eintlik 'n baie mooi storie, en weet, wanneer ons nou kom na 'n meer gemoderniseerde gelowige toe, is dit so moeilik om vandag mense te kry wat net alles sal los en Christus volg. Daar's altyd 'n klein dingetjie wat ons nog wil probeer vashou, daar's altyd nog 'n klein, jy weet, ietsie wat ons saam met ons van die wêreld af wil saam met ons dra, van die wêreld af wil saam met ons bring, maar ek bid vanaand, broers en susters, dat wanneer Christus uitkom na jou hart toe, wanneer hy jou in die oë kyk en vir jou sê, kom, volg my, dat dit iets sal wees wat jy heeltemal en met alles, met jou hart en met jou siel en met jou hele wese kan sê, Here, ek is bereid om vir U vanaand te kom volg. En nie die dinge van die wêreld saam met jou te dra en op jou skouers en op jou laste nog steeds te dra nie, maar te sê, Here, wanneer ek vir U gesê het, ek sal U volg, dat dit 'n totale volgeling sal wees en nie iets wat halfhartig gedoen word of miskien jy weet, 'n halfpad gedoen word nie, maar dat dit iets is wat jy sê, Here, ek is heeltemal bereid om myself te bederf. Ek wil amper sê om myself te bederf, want jy weet, wanneer jy regtig met 'n Christen praat daar buite, sal jy agterkom dat 'n Christen wat God met alles binne in hom dien, is eintlik iemand wat homself bederf met die woord van God. So ek wil jou uitnooi vanaand, broers en susters, om dit te probeer doen. Nou, soos ek gesê het, ons titel vanaand is Kom volg my, en ek wil vir julle sê vanaand, broers en susters, dat jy weet, daar's sekere dinge wat ons in die wêreld moet na kyk, en ons kan vanaand heeltemal tot die beseffing kom, dat ons het geen waarborg, absoluut geen waarborg van die dag van môre nie. Jy weet, jy kan sê, wel, broer De Wet, ek het 'n besigheid, of ek is besig om skool te gaan, of ek is universiteit, of wat ook al jou huidiglike omstandighede mag wees, maar ek wil vir jou sê vanaand, dit is 'n moeilike ding om in die oë te staar, en dit is 'n moeilike ding om tot beseffing te kom, maar ek wil vir jou vanaand sê, dat as jy in sonde lewe, dat daar is absoluut geen, wat is nou die woord? Guarantee. Waarborg. Daar is absoluut geen waarborg vir jou dat jy môre gaan sien nie. En as ons nie weet wat môre hou nie, dan weet ons ook nie wie hou môre nie. Maar as ons weet wie hou môre, broers en susters, dan is dit maklik. Dan kan ons baie maklik omdraai na Christus toe en sê, Here, asseblief vat my, hou my en dra my deur hierdie moeilike tyd in my lewe. Veral die tyd wanneer
my lewe oorgee van die wêreld af na Christus toe. En ek dink is baie belangrik vir selfs die wat gefestig is in hulle geloof en vir die gelowiges wat gefestig is al vir baie jare en baie jare en baie jare en dit raak amper iets wat jy weet ons vat dit nou maar soos wat dit kom en ons jy weet ons kyk na dinge nou bietjie anderster want ons raak so gemaklik dat ons is Christene. Ek wil vir jou sê dat wanneer jy in daai posisie kom, broers en susters, breek asseblief uit daai dop uit en sê vir jouself, ek wil nie gemaklik wees nie, ek wil ongemaklik wees, want alles wat groei in jou lewe, groei eintlik in ongemaklikheid. En so as ons nie weet wie môre gaan hou nie, hoe weet jy dat jy regtig 100% weet dat môre gaan gebeur? En ons moet voorberei. Ons moet absoluut voorberei om môre te ontmoet met alles wat binne in ons is. As jy nie reg is om môre te ontmoet nie, broers en susters, dan kan jy nie ook nie die nagevolge van môre ontmoet nie. Jy kan ook nie na God toe gaan en sê, Here, ek is heeltemal bereid om enigiets vir u koninkryk te doen nie. So my vraag is wanneer God na jou lewe toe gekom het, die dag toe hy jou geroep het, dit mag dalk 30 jaar terug gewees het, dit mag dalk 10 jaar terug gewees het, of 70 jaar terug gewees het, of 2 jaar, of 'n week terug, die dag toe hy na jou toe gekom het en het vir jou gesê, kom, volg my, hoop ek dat jy besef met alles wat binne in jou is, dat God wou gehad dat jy moet van alles van die wêreld ontslaag geraak het. Jy sê, broeder Wet, is daar nie 'n opsie en 'n kans vir my gewees om dit stelselmatig te gedoen het nie. Natuurlik, God verwag nie van ons om eendag hierdie persoon te wees en die volgende dag 'n ander persoon te wees nie, maar daar is 'n dringendheid. Kom ek sê vir jou Christen, daar is 'n dringendheid in jou lewe dat wanneer jy God gaan begin volg, hy sal jou verander van die binnekant af. Die enigste rede hoekom jy weet iemand het regtig Christus ontmoet, is jy sal dadelik begin sien dat daar verandering in hulle lewe is. En dit is hoekom ons vanaand wil sê, broers en susters, die wat die uitroeping en die uitnodiging gekry het van Christus af om te sê, kom volg my. Ek nooi jou uit vanaand weer eens om dit met alle ter harte te vat. Nie net om te sê, wel, jy weet broer, jy weet ek is deel van die kerk nou vir so lank, of ek is deel van 'n boodskap, of ek is deel van hierdie groep, of ek is deel van daai groep nie, maar om uit te gaan en absoluut die bil by die horings te gryp, en te sê, ek gaan regtig waar. Ek gaan nie 'n klein Christen wees nie. Ek gaan 'n volslaa seun of dogter van God wees, en ek gaan hom alles gee binne in my om dit voor te bring. Nou, wanneer ons sê, broers en susters, dat Christus sal kom en hy sal hierdie ballingskap met jou maak, hy sal iets vir jou gee in verruil vir dit wat jy vir hom doen, dan is dit 'n werklikheid in elkeen van ons se lewens. Ons kyk na die gelykenis van die kinders wat Jesus sê, of die disippels kom en die klein kindertjies wil na hom toe kom en hy sê, vertoef hulle nie om na my toe te kom nie, want soos hulle is, so is die koninkryk van Christus. En ek wil vir jou sê vanaand, broers en susters, dat wanneer ons kyk na die geloof van 'n kind, en die openlikheid wat hulle het met die Here, en die openlikheid wat hulle het met die geloof wat hulle dra, dan is dit so maklik vir 'n kind om net te sê, ek gaan alles gee vir Jesus. Hulle kom hier voor en op 'n Sondag, dan kom sing hulle liedjies hier voor. Jy hoef hulle nie te vra om te glimlag nie. Jy hoef hulle nie te vra om gelukkig te wees nie. Jy hoef hulle nie te vra om te wys wanneer hulle nie gelukkig is nie. Hulle huil, hulle lag, hulle is omgekrap. Die ander ene loop sommer hier op en af en hy is nie deel van die groter groep nie. Hoekom? Want dit is daai geloof wat hulle het om net vorentoe te kom en te sê, hier is my alles. Maar sodra ons volwasse raak, sodra ons begin ons tienerjare ingaan, en dink ons is so klein bietjie, jy weet, ons is so klein bietjie selfversekerd, en ons hoor dat ander mense moeilik is, en nou wil ons ook sommer moeilik begin raak. Ons hoor dat ander mense humere het, en nou wil ons ook sommer humere hê. Ons hoor dat ander mense nie gelukkig is in die kerk nie, nou wil ons ook sommer nie gelukkig wees in die kerk nie. Maar hier is die ding, broers en susters, God kom na elkeen van ons toe. Laat ek vir jou sê, een keer in jou lewe, dit gaan kom, die dag gaan kom, dat een keer in jou lewe, dat die engel van die Here met 'n vlammende swaard voor jou gaan staan en vir jou gaan vra, wat is dit wat jy mee besig is? En op daai selfde tydperk hoop ek dat jy een keer in jou lewe die uitroeping gehoor het van Christus af self, wat sê, kom, volg my. Want op daai dag sal jy moet weet waar jy heeltemal staan. En dan wil ek vir julle sê dat God
sal nooit 'n kans vat op sy bediening nie. Hy sal nooit 'n kans vat op sy bediening nie, maar hy sal die man verander met die bediening. Met ander woorde, wanneer 'n man en 'n vrou binne in die bediening sit van Christus, binne in 'n kerk, dan is dit amper onmoontlik vir daai man en daai vrou om nie 'n verandering te kry nie. Want hoe nader hulle is aan Christus, hoe nader hulle is aan sy woord, hoe meer hulle van sy woord hoor, hoe meer hulle hoor dat daar's 'n uiterse uitroeping, ek wil amper sê 'n gedeeltelike, elke Sondag is daar uitroeping, kom volg my, kom volg my, kom volg my. Dan is dit onmoontlik. Dit is fisies onmoontlik vir 'n man en 'n vrou om nie te verander wanneer hulle onder die bediening sit nie. En dit is wat ons moet doen, broers en susters. Dit is presies wat ons moet doen. Ons moet binne in daai atmosfeer kom, konstant. En ek weet, baie van julle sê, broeder, weet, wanneer preek ons voltyds in Afrikaans hier by die kerk, en ek is seker dit is op die harte van mense dat dit moet gebeur. Maar hier is die ding, broers en susters, dit is daai samekoms op 'n Sondag, daai samekoms, afgesien van die taal wat gepreek word of die opset van die gemeente. Ons moet met mekaar kom en soveel te meer soos ons sien dat die dag al hoe nader en nader kom. So ek wil julle uitnooi om vir julle te sê dat wanneer julle die uitroeping hoor vanaand, en julle gaan dit baie hoor, volg my, kom, volg my. Dit is Christus se boodskap aan julle vanaand. Ek dink ook so dat, jy weet, die woord volg my, sou nou gewees het dat ons, jy weet, ons sou advies kon gekry het. Jy weet, advies dat selfs al moes ons met 10.000 mense gepraat het vanaand, of 10.000 kinders, of 10.000 volwassene, maak nie saak wie dit is met wie ons sal praat nie, dit sal altyd dieselfde boodskap bly. Dit sal altyd wees, kom, volg my. Dit is 'n uitroeping. Dit is 'n gebod wat God met 'n man en 'n vrou wil maak, om te sê, wanneer jy tot by Christus kom, dit help nie jy kom tot by Christus nie, hier is die ding, so hier is die gedagte, broers en susters, baie mense kom tot op so 'n stadium waar hulle sê, okay, ek het Christus gevind, en dan is dit wonderlik, dan is daar uitbarsting, en daar's 'n nuwe geboorte wat plaasvind, en daar's dinge wat in sy lewe of in haar lewe besig is om te verander, en daai tipe van goed. Dit is wonderlik, mense wil altyd vir jou sê, hoe hulle Christus ontmoet het, maar dit is nie die plek waar dit moet stop nie. Die ontmoeting is nie die plek waar dit stop nie, dit is die saam met hom gaan, wat die verskil maak in jou lewe. Well, jy weet, soos die Engelsman sê, well, I met Christ. Well, it's wonderful that you met Christ, but that you follow Jesus Christ. En dit is wat ons vanaand wil sê, is, moenie net kom op daai punt van ontmoeting nie. Dit is net sowel jy sê vir my, broeder, weet, ek en jy is beste vriende, want een keer, jare terug, het ons mekaar ontmoet. I mean, wat is ons nou beste vriende, want ek en jy het een keer mekaar met die hand gegroet. Maar wanneer ons mekaar so gevolg het in 'n vriendskap, en ons so iets gebou het, wel nou kan jy sê oor 10 jaar, ek en broeder Wet is beste vriende, ons het 'n vriendskap ontwikkel, en ons kon dinge gedoen het, en so is dit met Christus. Christus wil nie net kom, jy moet kom op daai punt waar jy hom net ontmoet het nie, maar nou moet jy hom begin volg, met alles wat in jou is. Nou wil ek ook vir jou sê, vanaand broers en susters, daar gaan 'n tyd kom in jou lewe wat jy iets gaan volg. Jy gaan altyd iets volg. Het maak nie saak wat dit is nie. Party mense volg hulle werke, ander mense volg het net 'n volgeling vir hulle kerke. Jy kan vir hulle sê, wel, die woord sê dit, hulle sê vir jou, nee, maar my pastoor sê dat. Die woord is die ultimatum. Alles wat in die woord staan is die ultimatum vir ons. Dit is wat ons na toe wil kyk op 'n dag-tot-dag basis. En ek wil vir jou sê, jy gaan iets volg. Jy gaan of jou werk volg, jy gaan jou baas volg, jy gaan 'n rolprent speler gaan jy volg, jy gaan 'n media, 'n persoon wat baie, ek weet nie, volgelinge het op sosiale media, miskien gaan jy hom volg, maar almal wil iets volg. Almal wil iets volg, almal wil iets eer, almal wil iets dien, almal wil sange sing en glo dat daar iets groter daar buite is. En nou, ek wil vir jou sê vanaand, broers en susters, dat ons weet wat is die groter ding wat daar buite is. Hy het 'n naam, sy naam is Jesus Christus. En maak nie saak wat ons, jy weet, jy hoor mense sê, ja, jy weet, wel, ek dink die meeste Afrikaanse mense het ook nou al op so 'n punt gekom waar hulle sê, jy weet, dis die universe wat my nou hierdie antwoord gegee het. Wat is 'n universe? Die universe kan nie vir jou antwoord gee nie, maar God, wat 'n lewendige wese is, hy kan vir jou antwoord gee.
Jy weet, en dit is hy wat binne in jou kom, dit is hy wat binne in jou wil kom. So ons sien dat almal het iets wat hulle wil volg. Nou moet jy ook onthou, jy gaan iets volg, jy gaan iemand volg. Daar's altyd iemand om te volg. So kies jy dan vandag, wie is dit wat jy wil volg? En daai manier wat jy daai persoon volg, moet jy seker wees wie daai persoon volg. So kom ons sê, broer Edward sit nou daar aan die agterkant by die klankpaneel. Ek het nou besluit, ek gaan nou van vanaand af gaan ek vir broer Edward volg. Wel as ek vir broer Edward volg, moet ek baie seker maak dat ek weet wie hy volg. Want dit help nie, ek wil hom volg, maar ek weet nie wie hy volg nie. As 'n storie wat een keer baie lang tyd terug vertel was deur die profeet, en hy het gesê dat daar was 'n pa gewees wat een aand was hy na die drinkplek toe gewees, en ek weet nie, dit was laat in die aand gewees, en hy kon sy seentjie nie by die huis afgelaai het nie, en dit het gesneeu die aand, en as ons net 'n klein, jy weet, 'n rolprentjie kan dink in ons koppe en stig hier vanaand, dan wil ek jy moet dink aan 'n wintersaand. Dis 'n wintersaand, die pa kom van die werk af en sy seentjie kon hy nou nie by die huis gaan aflaai het nie, hy het hom miskien by die kleuterskool gaan optel en hy besluit hy gaan vanaand 'n bietjie gaan drink by die drinkplek. En dit wil toe so uitwerk dat die pa het toe nou so 'n paar jy weet drankies toe nou in en hy's nou al diep in die bottel ingekyk en hy voel dat dit is tyd vir hom huis toe te gaan. En op pad terug huis toe loop hy in die sneeu en hy kyk terug en hy sien dat sy seentjie wankel in die sneeu. En dan sy die kant toe en dan sy daai kant toe en dan sy die kant toe en dan sy daai kant toe. En die pa draai om en hy sê vir hom, seun, wat is dit wat jou so laat wankel? En die seun sê vir hom, pappa, ek probeer net in jou voetstappe volg. Nou, dit is hoekom ons sê, broers en susters, nommer 1, ek dink nie ons verstaan altyd, dat daar's altyd iemand wat opkyk na ons toe nie. Dit maak nie saak hoe oud jy is nie. Ek onthou jare terug, jy weet, dan is jy nou 'n jong man, en jy het sekere elemente van jouself wat jy nou wil uitspeel, jy weet, hierdie een wil dit doen, daai een wil dat doen, en jy wil iets heeltemal anders te doen, en dan kom jy agter, dan kyk jy die jonger ouetjies wat in jou groep is, en dan sien jy maar hulle doen amper presies dieselfde wat jy doen, want hulle kyk op na jou toe. Ek kon onthou een keer het my suster se oudste seun gesê, ja, hy wil sy beenhare skeer soos daai ander ouetjie in die kerk, maar daai ander ouetjie in die kerk was baie ouer as hy gewees. So ons het altyd iemand wat ons opkyk na, daar's altyd iets en ons sodra ons kan begin besef dat, dit maak nie saak wie jy is nie, daar's altyd iemand wat opkyk na jou toe, net soos wat hierdie seentjie opgekyk het na sy pa toe, maar wat hy nie besef het nie, is hy het sy pa gevolg in die sneeu, hy het gewankel in die sneeu, want dit is wat sy pa hom geleer het om te doen, en nommer 2, hy was onseker oor wie sy pa volg. So ek wil vanaand vir julle vra, broers en susters, dat, jy weet, miskien is dit 'n volgeling van 'n denominasie kerk, miskien is dit 'n volgeling van 'n prediker, 'n spesifieke prediker wat jy baie verlief op is, en baie verlief op sy bediening, en daai klas van dinge. Miskien is dit 'n stelsel, miskien is dit net 'n gemeente waar jy weet, hulle het lekker banke, of hulle preek lekker, of hulle sing lekker, of jy weet, alles is lekker. Dis mos waarvoor mense soek vandag. Alles moet net lekker wees die hele tyd. Nou pas op, want die wat alles wil hê moet lekker wees, dit gaan ook lekker gaan met hulle een van die dae. So pas op wie jy volg, want daar's altyd iemand wat gaan opkyk na jou toe, en iemand wat aan die kantlyn staan en sê, ek wil nog altyd soos suster so en so gewees het, of nog altyd soos broer so en so gewees het. Maar dan kom hulle agter, na 'n kort tydjie, kom hulle agter, dat dit wat jy volg, is nie noodwendig dit wat hulle sou wou gevolg het nie. So, Paulus sê een keer, hy sê, wees julle volgers van my, soos ek volgers van Christus is. En dit is 'n baie mooi uitspraak wat Paulus sê, dit is een van die mooiste uitsprake wat Paulus sê, hy sê, moenie net my volg nie, maar dan sê hy, maar wanneer julle my volg my, soos wat ek vir Christus volg. En ek dink dat dit moet die beleid wees van elke gemeente, dit moet die beleid wees van elke prediker, van elke pastoor, van elke evangelis, van elke ouderling. Het maak nie saak wat gebeur in die kerk nie, broers en susters, dit moet 'n uitspraak wees van elke persoon wat binne in die stoele sit van die gemeente. Volg my, soos wat ek Christus volg. En soos wat ons Christus volg, sal ons dan nooit 'n fout maak om te weet wie ons volg nie. Ons sal altyd weet dat
as ek na jou kyk, volg jy Christus. En as ek na jou kyk, volg jy Christus. So nou is dit maklik vir my om jou te volg, want jy volg dan nou vir Christus. Daar is ook 'n statistiek wat uit is, om te sê dat 86% van mense volg Christus voor die ouderdom van 21. Nou, dit is baie maklik om te sê, broeder weet, jy weet, ek is 28, of ek is 30, en ek weet nog steeds nie wat my planne is met die Here nie. Dit is makliker, en daar's 'n statistiek wat sê, dat dit is makliker vir mense onder die ouderdom van 21 om die Here te volg, as na 21. Sodra hulle 21 geword het en ouer is, dan het hulle mondig geword, en hulle kan nou hulle eie check skryf, en hulle kan, jy weet, hulle kan 'n kar koop, en hulle wil eie huis hê, en hulle wil standvastigheid hê, of, jy weet, daai wat jy breek nou weg van jou ouers af, jy breek nou weg van jou pa af, jy is nou nie meer onder hulle dak nie. Selfstandigheid, dit is, jy weet, almal wil selfstandig wees deesdae. Maar dan kom jy op die ouderdom waar jy nou selfstandig kan wees, maar die vraag is dan nog steeds vir my vanaand, of jy nou getroud is, of jy nou 'n mooi vrou het, en mooi kinders het, en al daai klas van goed, wat is nog steeds die vraag vanaand? Die vraag is nog steeds, hoe Christus vir jou gesê het, kom volg my, het jy toe, namens dit wat jy gevoel het jy toe gereageer op dit wat jy gehoor het? Want dit raak al hoe moeiliker hoe ouer jy word. En ek wil julle vermaan vanaand, broers en susters, om vir julle te sê, dat wanneer julle ouer is as daai ouderdom, dink aan hierdie ding, dink daaraan, want nou word jy besig, nou word jy selfstandig. Hoe meer selfstandiger jy word, hoe verder beweeg jy weg van God af. Want nou is dit my besigheid, en nee, dit is my werk, en dit is hierdie, en dit is daai, en ons vergeet van die dinge van Christus, want ons het nou selfstandigheid bereik, broeder weet, so nou het ek nie meer God nodig in my lewe nie. En ek wil vir julle sê, broers en susters, dit is 'n baie gevaarlike plek om te wees, wanneer ons daai punt bereik het, en soos ek sê, ek wil julle vermaan vanaand, broers en susters, om te sê, keer terug na julle eerste liefde toe, keer terug na God se woord toe, keer terug na dit toe wat vir julle van die begin af sin gemaak het, toe julle daar in die stoele gesit het, toe julle jonger was, en dinge het vir julle meer sin gemaak. Moenie dinge nou op jou ouderdag, nou dat jy ouer word, nou wil ons dinge baie meer moeiliker maak vir onsself, en ons wil dinge moet vir ons verduidelik word, en ons wil hê dinge moet gaan volgens ons sin. Moenie so wees nie. Gaan volg Christus met alles wat binne in jou is, sodat wanneer jy op die ouderdom kom, broers en susters, natuurlik, daar's sekere ouderlinge wat mense wat die Here kry wanneer hulle 70 is. Mense wat die Here kry wat wanneer 80 is, en dan word hulle vir die eerste keer gedoop. Natuurlik is daar sulke sake, maar meerderheid van die sake is mense wat die Here begin dien het, nog voordat hulle 21 geword het. Nou, ek wil so 'n bietjie met die ouers praat vanaand. As jy ouer is, jy het miskien 'n klein bietjie jonger kinders, miskien is hulle, jy weet, kleuters, of miskien is hulle in die laerskool of in die hoërskool. Onthou hierdie broers en susters, dat as jy kinders het, maak hulle groot in die vrees van die Here. Maak hulle groot in die kerkomgewing. Maak hulle groot dat hulle Christus sal wil volg. Nie net omdat die skrif sê ek moet Christus volg nie, maar omdat wanneer hulle na jou kyk, hulle sien dan hoe jy Christus volg. So nou word dit amper onmoontlik vir hulle om nie ook Christus te wil volg nie, want hulle sien dan hoe jy Christus volg. Ek het al baie gesien in my bediening dat jonger mense hou op om die Here te dien, want die ouers het opgehou kerk toe gaan, die ouers het opgehou die Here dien, die ouers het opgehou besluit wat belangrik is, daai familiealtaar is gebreek, die gebed is gebreek, die liefde in die huis is gebreek, en dinge gaan land en sand, en dit gaan rof. Maar ek wil nog steeds vir julle vra vanaand, broers en susters, kom saam met julle gesinne na die gemeente toe, waar dinge kan begin gebeur in jou lewe, en julle saam kan sê, en saam 'n eed aflê, ek en my huis, ons sal die Here dien van vandag en tot in ewigheid. Vanaand wil ek ook vir julle sê, broers en susters, dat ons kan nou kyk hier na die jong man, die ryk jong man, en ons kan sien wat Christus vir hom sê. Hy sê vir hom, dat daar's net een ding wat jy
nog moet doen. Hy sê, maar ek het al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. Dit klink so maklik, dit klink na so 'n vrye lewe, dit klink na so 'n maklike lewe. Christus sê, wel, het jy al hierdie gebooie gehou? Hy sê, ja, alles het ek het alles onderhou. En toe sê, hier sit dit hoor, antwoord hy hom, nog een ding ontbreek jou. Net nog een ding ontbreek jou. Verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die armes. Nou wil ek vir jou sê, broers en susters, dit is so 'n groot geleentheid vir hom gewees. As jy moet dink vandag hoe maklik dit is om dinge te verkoop, om ontslae te raak van dinge, jy weet, ons het verskeie sosiale netwerke wat jou laat toelaat om dinge te verkoop op en jy weet dinge baie vinniger uit te kry uit jou huis uit en jy weet nou deesdae is dit nie meer soos jare terug waar dit net 'n klein bietjie teks was wat jy uit kon gestuur het nie. Nou is dit foto's en jy kan 6 foto's opsit as jy wil. So die mense kan self sien wat dit is wat hulle koop. Maar kyk hoe moeilik is dit vir hom. Kyk hoe moeilik is dit vir hom om dit te kan doen, maar wat 'n geleentheid. Wat 'n geleentheid was dit nie vir daai jong man gewees om daar voor Christus te staan nie. Nou wil ek jou denke nog verder vanaand wil ek jou denke kwalifiseer en vir jou sê dat hy het die geleentheid gehad om voor die fisiese mens, Christus in vlees te staan en Christus in vlees sê vir hom, verkoop alles wat jy het en volg my. Nou, kan jy dink broers en susters dat die skrif sê dat jy weet geloof is iets wat kom, reg? Ek kan nou net in die Engelse ding, but faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not yet seen. So geloof is iets wat jy nog nie eens gesien het nie. Nou staan hy hier voor die lewendige God, Christus, God in vlees. Hy sê alles wat ek doen, kan ek net doen as die Vader het vir my wys. Nou staan daai selfde Christus voor hierdie jong man en hy sê vir hom, verkoop alles wat jy het en volg my. Nou kyk nou bietjie na jouself. Kyk na jou eie lewe. Kyk hoe moeilik is dit vir mense om vandag waar 'n fisiese Christus nie eers voor ons staan nie. Nou moet ons al die dinge van die wêreld moet ons amper aflê. Ons moet dit verkoop. Ons moet vergeet daarvan. Die rykdomme en die weelde en jy weet al die dinge wat lekker is van die wêreld. Ons moet dit heeltemal aflê. Ons moet dit verkoop, ons moet daarvan vergeet. En hier staan hy het so 'n groot geleentheid. Hier staan Christus in vlees en hy sukkel nog steeds om dit vir hom te gee. Hoeveel te meer, broers en susters, vanaand kan ek jou uitnooi vanaand om vir jou te sê dat dit selfs makliker was vir hom as wat dit is vir ons in hierdie uur. Want daar staan Christus in die vlees. Maar ons moet glo al het ons nie gesien nie. En hier is die ding, broers en susters, wat 'n tipe Christen wil ons wees? Ons wil 'n Christen wees wat nog steeds glo, al het ons nie gesien nie. Want dit sal 'n baie groter seëning vir ons wees. Hy sê, die skrif sê selfs dat dit 'n baie groter seëning vir die wat nog nie eens gesien het nie en tog glo hulle dit. So ek wil hê jy moet vanaand in jou geestesoog kan sien, Christus staan voor jou en sê, volg my. Jy sien, dit kon Johannes die Doper gewees het wat hy gevra het. Dit kon Petrus gewees het, dit kon enigiemand gewees het wie hy gevra het. Sien, maar wat hy gedoen het is, hy het hierdie spesifieke ouetjie gevra wat 100% reg groot gemaak is. So volgens die wet het hy alles behou. Maar kyk nou hoe moeilik is dit vir hom om net 'n wet te behou en dan te sê, okay, nou moet jy nog net hierdie een ding doen. So wat is dit, broers en susters? Jy kan kerk toe kom, jy kan huis toe gaan, jy kan jou broers en susters groet, jy kan vir hulle sê, Here seën, jy kan al die dinge het ek behou, Here. Alles het ek behou. Ek het nooit op my vrou of op my man het ek nooit egbreek gepleeg nie. Ek het nooit dinge gedoen in die wêreld wat ek nie wil doen nie. Ek het al hierdie dinge behou, Here. En dan sê die Here vir jou, okay, maar daar is nog een ding in jou lewe wat jy moet afgee. En dan sê jy, Here, net nie dit nie, asseblief. Ek kan nie hierdie een ding kan ek nie aflê nie. Ek kan al die ander goed, kon ek behou het, dit was maklik geweest en dit was lekker geweest en dit was goed geweest vir my om te doen. Ek het al hierdie dinge het ek behou. Maar hierdie een ding gaan ek aanhou by my sleep en aanhou by my sleep en aanhou by my sleep en aanhou by my sleep. Dit was nie so baie geweest vir die jong man om Christus te volg nie, maar dit was meer geweest vir Christus om vir hom te sê, lê die dinge wat jou terughou neer. Dit is waaroor dit gegaan het.
Jy sien, Christus wou hom gebruik het, en al sy potensiaal. Hy het geweet, as hierdie 'n mannetjie is, of as hierdie 'n jong seun is, wat al my wette behou het, dan is daar soveel groot potensiaal in hom. En tog, toe die toets gekom het om alles af te lê voor Christus, kon hy dit net nie gedoen het nie. So volg my. Volg my. Hy moes iemand gevolg het, hierdie jong man moes iemand volg, en toe besluit hy, ek gaan nie groot geleentheid om Christus te volg gebruik nie, en hy was bedroefd gewees. Wat gaan ek doen? Wat gaan ek doen? Wat is sy finale besluit gewees? Ek gaan eerder die wêreld volg, voordat ek Christus gaan volg. So nou moet ons sien, broers en susters, dat hy moes of die invloede van sy dag gevolg het, mense met wie hy geassosieerd was, al die invloede, miskien was daar 'n jong dametjie gewees, wat daar oogies vir hom gewimper het, en jy weet, nou deesdae sit hulle die oogwimpers mos so verskriklik aan, dat hulle fan jou aan die ander kant van die kamer. Miskien was dit gewees, miskien was daar invloed gewees van 'n sekere hoeveelheid ouetjies wat saamgekom het, om vir hom gesê het, luister as jy deel wil wees van ons groepie, dan moet jy sekere dinge moet jy behou in jou lewe, jy moet aanhou rook, jy moet aanhou drink, jy moet aanhou die mekaar wees met meisiekinders en vrouens en daai tipe van goed. Miskien was dit sy skool gewees, miskien was dit sy universiteit gewees, maak nie saak wat dit kan wees nie. Maar daar was ook nog 'n opsie gewees, hy kon Christus volg. En in al sy goedheid, maak nie saak wat hy gedoen het nie, in al sy goedheid, alles wat hy behou het, ek het my vader en moeder geëer, ek het nie egbreek gepleeg nie, ek het nie die gedoen nie, ek het nie daai gedoen nie, ek glo dat God die enigste God is, hy die hele wet behou, maar tog, die grootste geskenk wat hy kon gehad het, is ewige lewe, en dit het hy afgestaan. Dit het hy afgestaan vir die prys wat hy kon betaal het. Kom ons gaan gou na die boek van Matteus toe. Soos kan vanaand Matteus. Ek wil lees uit hoofstuk 4 uit. Matteus hoofstuk 4 en vers 18. Matteus 4 en 18 sê, en terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon, wat genoem word Petrus, en Andreas, sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En hy sê vir hulle, kom agter my aan. Sien, wat is kom agter my aan, enigstens anderster as volg my. En ek sal julle vissers van mense maak. Sien, daai natuurlike nood en daai natuurlike honger vir natuurlike kos is baie belangrik, maar hier is nog 'n groter drang, hier is 'n groter hongersnood, daar's 'n groter roeping om te sê, daar is 'n nodigheid vir vissers van mense. En toe hy, en hulle het dadelik die nette laat staan en hom gevolg. Nou ek wil hê jy moet net 'n rukkie stil staan, broers en susters, op hierdie woord dadelik. En hulle het dadelik die nette laat staan en hom gevolg. Sien, wanneer dit kom by so 'n punt in jou eie persoonlike lewe, wanneer dit nou regtig op so 'n stadium word, wat dit is nou krities. Is nou absoluut krities vir jou om 'n besluit te maak, of gaan jy Christus volg, en of gaan jy nie Christus volg nie. Wil ek hê jy moet kyk na hierdie skrif vanaand. En ek weet nie vir wie hierdie diens is nie, maar ek wil vir jou sê, dat wanneer jy op die punt kan kom, wat jou lewe so kritiek is, dat jy dadelik die ding wat jou vashou, hulle was vissermanne gewees. Daar moet hulle nou hulle pa los, en hy moet nou maar aangaan met die bootjie, met die ou skuitjie, wat miskien hulle oupa nou al gebou het, jare en jare terug, en die visnette is dalk al, ek weet nie, 40 jaar of 50 jaar oud, het al tonne en tonne visse gevang, maar hier sê die skrif, hulle dadelik, nie, ag ja, jy weet, ek gaan my lewe vir die Here gee in Desember, jy weet, as Desember nou kom, nou gaan ek my lewe regtig vir die Here gee nie. Nee, toe hulle die geleentheid gesien het hulle dit dadelik aangegryp, en die skrif sê, hulle het dadelik die nette laat staan, en hom gevolg. En toe hy daarvandaan verder gaan, sien hy twee ander broers, Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes sy broer, in die skei, saam met hulle vader, Zebedeus, besig om hulle nette heel te maak, en hy het hulle geroep. Wel, daar is hulle al klaar besig, hulle is besig met hulle dag tot dag werk.
Hulle dag tot dag werk is om visse te vang. En hier is hulle besig om die nette te herstel, en tog roep Christus hulle nog steeds. Wat is hy besig om hulle te roep? Hy is besig om hulle uit hulle situasie uit te roep. Daar sit hulle binne in die skuitjie. Hulle sit binne in die skuitjie. En tog roep Christus hulle uit hulle direkte posisies uit. En hulle het dadelik die skuit en hulle Vader verlaat en hom gevolg. Kyk, toe hulle nou vir Christus gesien het hulle gesê, kyk, ek gaan nou glad nie verder worry oor wat nou hier aangaan nie. Die nette het hulle het vergeet van die skippietjie, hulle het vergeet van die lekker vis wat hulle in die aande eet langs die strand, hulle het sommer van alles vergeet. Hulle vergeet selfs, die skrif sê, hulle vergeet selfs hulle Vader daar. Hulle sê, nou gaan ons Christus volg. En ek wil vir jou sê, broers en susters, dat wanneer ons op daai punt kom, wat ons Christus, wanneer ons hom volg, dan is dit nie vir ons eers 'n tweesyd, ons het nie eers tweesyd denke oor wat is dit wat ek gaan moet agterlos. Hy weet jy, ek gaan nou nie meer vriende kan wees met hierdie klompie nie. En hy weet jy, ek gaan nou dalk miskien so moet wees, en ek gaan dalk nou so moet wees. Nee, dit is 'n totale opgee van wie hy is, en Christus volg. En Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan, en hulle in hulle sinagoges geleer, en die evangelie van die koninkryk verkondig, en elke siekte, en elke kwaal onder die volk, het hy genees. Is dit nie wonderlik nie, broers en susters, om te dink dat hier kom 'n tyd, en hier kom 'n plek, waar Christus homself so aan mense, bereid is om homself so aan mense te wys, en te openbaar, dat hy self die siek is, die dooie is, die lam is, die wat nie eers hulle self mee kon gehelp het nie. Nou help hy hulle. En hierdie manne was eerstehands, was hulle getuienisse gewees tot hierdie dinge. Want hoekom? Want hulle het Christus begin volg van die begin af. Ek wil ook vir jou sê, ons moet terselfdertyd kyk wie ons vriende is. As ons nie kyk wie ons vriende is nie, dan is dit amper heeltemal onmoontlik vir jou om nie sleg geaffilieer te wees nie. Daai tipe invloed wat jy het van jou vriende af. Jy weet, mense dink altyd wanneer mense in die kerk praat van vriende, dan dink mense altyd outomaties is gekonnekteer aan jonger mense. Mense dink altyd as jy praat van jou vriende, dan sê dit, ja, die jong mense moet pas op wat se vriende hulle het. Laat ek vir die oueres ook sê vanaand, jy moet pas op wat se vriende jy het. Dit gaan nie net oor die wat in laerskool is en die wat in die hoërskool is en nou as jy hier teenstand 5 kom, as jy word toegelaat vir jou om te gaan rook agter die paviljoene nie. Ons praat nie net van daai tipe vriende nie, ons praat van ou mense vriende ook. Daai invloed is net so ryk, dat wanneer jy elke keer by hulle huis kom, of in hulle spasie kom, dan is daar sekere dinge wat gebeur, wat jou ongemaklik laat voel. Kyk en maak seker wie jy om jou het. As daai vriend van jou Christus volg, dan volg hulle. Wees vriende saam met hulle. Jy sê, broer, moet hulle presies dieselfde glo as ek? Nee, definitief nie. Hulle hoef nie presies dieselfde te glo as wat jy glo nie. Maar wanneer jou vriend dan nou op die minste 'n Christen is, hy kan sê hy is lief vir God, en jy kan dit in sy lewe sien, en hy volg God. En daar's nie 'n gedrinkery en 'n gerookery en 'n musiek wat gespeel word van vroeg in die oggend tot laat in die aand, en onmin wat plaasvind, en egbreek en egskeidings en al hierdie tipe van goed nie. As jou vriend Christus volg, volg hom. Dan is dit maklik om dit te doen. Maar as hy nie, laat ek dan vir jou sê, broers en susters, as hy nie Christus volg nie, dan wil ek jou aanraai vanaand om te sê, of jy gaan na hom toe moet gaan en 'n man-tot-man gesprek met hom hê en vir hom sê, of vir haar sê, kyk vriend of vriendin, ek is baie lief vir jou en ek waardeer jou vriendskap van al hierdie 30 jaar of 40 jaar, maar jy moet begin besluit, wie gaan jy volg? Want ek wil Christus volg, en as ek aanhou met jou vriende is, dan maak dit baie moeilik vir my om Christus te volg. So of jy moet Christus volg, of ons paadjies gaan moet skei. En ons moet ook die geleentheid vat, broers en susters, om hulle daai geleentheid te gee, om dan Christus te volg.
Baie mense sê, wel, jy weet, ek gaan nou nie eens meer moeite doen nie, want dit lyk my Griekie of Gertjie of Saartjie of Johan of wie ook al jy nou mag, daai persoon nou mag wees, hulle wil nie meer die Here dien nie. Jy moet mense 'n kans gee. Jy moet die evangelie aan hulle verkondig, sodat hulle daai kans kan kry om te hoor dat jy is besig om Christus te volg. Nou moet hulle jou volg. Die probleem wat ons het in vandag se tyd en eeu is, so baie mense draai nou om terwyl hulle Christus volg en nou volg hulle weer die wêreld. Want dit is so maklik om die dinge van die wêreld te volg. Want alles is baie lekker deesdae. Alles is baie lekker. So ek wil jou waarsku teen dit, broers en susters. Kyk wie jou vriende is. En as jou vriende Christus volg, hou aan om hulle te volg. Matteus 8 vers 18. Prys die Here. Matteus 8 vers 18 sê, in my klein opskrif hier bo die vers sê, hoe Jesus gevolg moet word. So Matteus 8 vers 18 sê, en toe Jesus groot menigte rondom hom sien, het hy bevel gegee om te vertrek na die oorkant. En 'n sekere skrifgeleerde het gekom en vir hom gesê, Meester, ek sal u volg waar u ook al mag gaan. Dit is my so 'n mooi uitspraak wat hierdie skrifgeleerde sê. Hy probeer nie termes en kondisie op dit wat hy bereid is om vir God te doen. Hy sit nie terme en kondisie neer en sê, wel, God, as jy daai kant toe gaan, of as jy daai kant toe gaan, of as Christus my stuur, hierdie kant toe gaan ek dit doen nie. Nee, dit is nie wat hy sê nie. Hy sê, ek sal u volg waar u ook al mag gaan. Met ander woorde, enige plek. Enige plek sal ek u volg. En Jesus sê vir hom, die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. En 'n ander een van sy disippels het vir hom gesê, Here, laat my toe om eers te gaan en my Vader te begrawe. Maar Jesus sê vir hom, volg my en laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Dit is so 'n ek wil amper sê 'n antiklimaks skrif, want nou wat Jesus sê is, hy sê, luister hierso, jy moet my volg, dit is jou nommer 1 prioriteit. Jou nommer 1 prioriteit is nie om jou Vader te gaan begrawe nie. Hy sê, laat die dooies gaan begrawe. Volg my. So nou moet ons sien, broers en susters, dat as Christus dit nie eers belangrik gevind het vir hierdie sekere disipel, om eers sy pa te gaan begrawe nie, maar dat hy dit belangriker gevind het om te sê, hou aan om my te volg, want hierdie is die lewe. Nou wat wil die lewe gaan maak by die dood, en wat wil die dood kom maak hier by die lewe? Hy sê, laat die dooies begrawe, volg my. En ek wil vir jou sê, broers en susters, laat die wêreld wees. Kom ons volg Christus vanaand. Dit is wat die belangrike gedeelte is. Matteus 9 vers 9 gaan ek ook net vinnig na verwys. Matteus 9 vers 9 sê, en toe Jesus daarvan verder gaan, sien hy 'n man met die naam van Matteus by die tolhuis sit. En hy sê vir hom, volg my, en hy het opgestaan en hom gevolg. Ek wil hê jy moet weet dat Matteus het vir Farao gewerk. Matteus het vir die Romeinse Unie gewerk. Hy het vir die Romeine gewerk. Dis nie sommer net 'n vinnige, hoor jy, ek gaan gou my werk hier los en dan gaan ek gaan gou iets anders te gaan doen nie. Jy sal vervolg word. Mense sal begin uitkyk vir jou. En hier selfs Matteus wat sê die skrif, wat hy het in die tolhuis gesit. In ander woorde, hy het die gelde van die mense gevat namens die Romeinse government. Maar nou, dis nie sommer net maklik vir jou om net daar weg te stap nie. Maar Matteus sê basies in homself, ek kan eintlik glad nie bekommer oor wat met my gaan gebeur nie. Ek gaan Christus volg. En die skrif sê, hy het dit dadelik al gelos en hy het Christus gevolg. Nou is ook in Matteus 16, en ek gaan hierdie skrif gebruik as 'n afsluitskrif vir ons gedagte van vanaand. Matteus 16, vers 24. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg.
Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe aan my ontwil verloor, sal dit vind. So nou moet ons 'n baie duidelike skeiding hierso maak, want Christus maak daai skeiding. Hy sê wanneer jy jou eie lewe wil red, sal jy dit verloor. Met ander woorde, as ek op my eie manier sonder Christus in die hemel wil inkom, gaan ek dit verloor. Maar wanneer hy sy lewe om my ontwil verloor, sal hy dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld wen, maar aan sy eie siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy eie siel? So kom ons sê vanaand, het jy die geleentheid om die wêreld se beroemdste persoon te wees. Wat sal dit vir jou tog gee? Dat jy die hele wêreld win, maar soveel skade aan jou eie siel ly. Want daar kom sekere dinge op jou pad, wanneer jy daai beroemdheid kry in jou lewe, is daar sekere dinge wat op jou pad gaan kom. En jy moet seker maak dat jy reg is vir dit. Maar is jy dan regtig bereid om 'n losprys vir jou siel te betaal, wanneer jy dan nou hierdie verskriklike posisie het in die wêreld? In vers 27 gaan hy aan, hy sê, want die seun van die mens staan gereed om met sy eie engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die seun van mens in sy koninkryk sien kom het nie. Hy het geweet, Christus het geweet wie hy is, so toe hy daar staan en hy sê vir hulle, daar's van julle hier wat dit sekerlik sal sien, het hy van homself gepraat, die koning van Juda, van die stam van Juda. Hy het geweet wie hy was, en hy het vir hulle gesê, julle gaan sekerlik sien, dat dinge gaan begin gebeur, en die volkoming van my woord gaan begin gebeur, en julle gaan die seun van mens, en sy koninkryk sien, kom, in hierdie uur, en dit is waarvoor hy homself gestuur het. So broers en susters, ter afsluiting vanaand wil ek vir julle vra, ek hoop dat julle sy stem gehoor het. Ek hoop dat julle hoor dat hy sê, volg my. Net in hierdie paar skriffies wat ons vanaand gebruik het as voorbeelde van hoeveel keer Christus mense al geroep het om te sê, kom volg my. Hoop ek dat iewerster die Here met jou sal werk. Iewerster in jou hart vir jou sal kan sê, ja, dis wonderlik, my maale kom al jare kerk toe. Ek is al jare in die teenwoordigheid van die Here. Dit is alles wonderlik, maar daar kom 'n dag dat hy vir jou gaan sê, kom nou, mannetjie, kom nou, meisie, volg my. En wanneer hy dit vir jou sê, broers en susters, hoop ek dat jy gewapen is met die toerusting en uitgerus is met die toerusting van God en gekleed is met sy woord, want dit is daai tyd wat jy 'n besluit gaan moet maak. Ek gaan nou alles los. En maak nie saak wat dit is wat ek nog aan vashou, hier so klein bietjie dinge aan die wêreld, ek wil nog dit doen, ek wil nog dat doen, maar nou gaan ek alles afsny tot die eer en die heerlikheid van God. Psalm 23 vers 6 sê die skrif, 'n mooi ding, ek wil dit gou vir julle ook net lees, Psalm 23 vers 6, en dit is regtig my laaste skrif. Ek weet hulle sê die man wat die meeste jok is 'n prediker, want hy sê hy gaan nou klaar maak en is hy nie klaar nie. Psalm 23 vers 6 sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. En ek dink dit is wat ons vanaand vir julle wil sê. So kom ons sluit ons hoofde en ons bid net saam dat die Here saam met elkeen van julle sal wees en julle sal daai roeping sal laat hoor, kom volg my. Ons dierbare God en hemelse Vader, Here, dankie vir dit wat U vanaand vir ons gesê het, Here, dankie dat U soveel keer nou dit oor en oor vanaand vir ons bewys het, Here, dat U wil nie 'n halfhartlike Vader, Here, Christen lewe hê nie, Here. U wil iemand hê wat teen volle vir U bereid is om te lewe, Here. En ek vra, Here, dat waar ook al hierdie stembandjie mag gaan, Here, waar ook al hierdie video mag gaan, Vader, Here, vra ek, en Here, daar waar die sondaar sal bereik, Here, mag hy besef, Here, dat U het soveel keer al in die woord gesê vanaand, volg my, kom, volg my, en dat daar absolute
absolute afstand van die wêreld af was, van die mense wat dit dan gedoen het. En ons sien, Here, dat hulle die kosprys betaal, en ons weet dat ons hulle aan die ander kant sal sien. So ek vra, Here, dat die vermaning wat vanaand voortgekom het van die woord, Here, die uitroeping, Here, ek vra dat dit sal gaan tot daar by die laaste persoon, Here, daar, Here, in die diepte van iemand wat heeltemal alleenig sit, of 'n persoon wat nou al weggeraak het, Here, in hulle depressie, of weggeraak het in vra, Here, miskien is daar nou al bladsye en bladsye vrae gewees, Here, wat nou al na U toe gekom het, Here, maar nou sien hulle hierdie vermaning vanaand, en hierdie uitroeping van U wat sê, volg my. Moet dit nie halfhartelik doen nie, moet dit nie doen soos iemand wat ietsie net halfpad wil doen nie, maar doen dit voluit, met alles wat binne in jou is. So ek vra vanaand, Here, wees ons asseblief genadig, Here, die wat wil kom, Here, gee hulle asseblief 'n geleentheid om te kom, Here, die wat op hierdie stadium van die diens, Here, nou al op hulle knieë staan, Here, en vra, Here, wees my asseblief genadig, ek wil 100% U volg, Vader, sal U asseblief, Here, vanaand na hulle toe gaan, met hulle spreek, Here, en hulle die geleentheid te kan gee, Here, om U met alles wat binne hulle is, te kan volg. Here, dankie dat U nog steeds roep, dankie dat U nog steeds uitkyk vir ons, Here, en ek myself, Here, saam met my broers en my susters, Here, wil ek vanaand vir U sê, dankie dat U genade en die goedertierenheid nog steeds beskikbaar is vir ons, Here. Wees asseblief nou saam met ons, Here, ons is heeltemal bereid om U te volg in alles wat U wil hê ons moet doen. Lei ons, Here, met U stok en U staf, lê ons lewens voor U neer, Here. Behandel ons, Vader, Here, soos wat U wil, en ons sal nie vergeet om U al die loof en die prys, die eer en die aanbidding te gee nie. Ons wil vir U sê, Here, vanaand, ons is baie lief vir U, Here, en dankie vir alles wat U vir ons doen. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, en ons dank U daarvoor, Vader. Amen, amen. Here, seën julle broers en susters, mag die Here saam met julle wees, tot ons mekaar weer sien. Shalom.